Ek het gisterond na klaar gaan slaap, ek kan nie meer nie. Ek het voorberei en vanoggend 5:00 my wekker en toe het my eerste keuse vir die dag begin. Snooze or not? Snooze or not? Ek is soos dadelik in my kop het ek die sessie van keuses. André, is dit nou 'n goeie keuse? Ek sê, okay, snooze. 5 minute later, staan ek maar op. Anyways, so die average adult maak 35,000 keuses per dag. Dis 'n bietjie baie. Kyk, kom ons vat ouens, wie het al 'n bil op 'n date gevat? Wie het al 'n bil gevra, wat wil jy eet? Yes. Hoorie, ek het 'n life hack gekry, boys, nou moet julle oorspit. Ek het 'n life hack gekry. Hy sê vir, hoorie my Engels, raai waartoe vat ek jou op te eet? En dan gaan sy sê wat sy wil eet. Dit is soos, verstaan julle? So sy kan basies sê wat sy like. Julle kan hande klap vir daai keer. Okay, maar nou sê ek nee, wil jy Wesburg gaan eet? Nee, dit was te veel kindertjies of wat ook al. En dan wil jy, Nee, soos net 'n voorbeeld. Ek praat nou van die girls, as jy ek nie is nou die girl. Ek praat net 'n voorbeeld. Hulle wil ons romanties wees, verstaan? Maak nie saak wat jy sal noem nie. Nee, net nie my kruisig nou nie, as moet dalk later, maar net klaar maak nie saak. Maak nie saak wat jy noem nie, daar gaan jy nie hulle chips soos jy like nie, of nee, daar's te veel of gluten in, of yes. Keuses. Jy moet regte keuses maak, ouens. En nou kan ek met die girls praat. Is julle reg? So nou staan jy, ek imagine maar net dit is so, want dit is maar hoe ek het picture in my kop. So julle staan op, wat ek het 'n ma. Ons het 3 broers, so 3 broers groot geword. Niks vrouens in die huis behalwe my ma nie. Sy wou actually dokters gehad het. Okay, so ons. Okay, anyways, so hoe ek julle imagine is, julle staan op, jy wil nou lekker gaan kuier sonder pel of wat of 'n vriendin, en jy maak 'n kas van jou kop. En dit is soos, okay, kom ek terug die aan. Nee. En wat het dit doen? Daar's 'n spieël. Vertel my net gou. Julle staan daar met die spieël, maar kyk julle rook, nee, hy's reg nie. Dan loop jy so 'n stappietjie. En dan gaan staan jy, dan maak jy so. As ek baie sal dit beter lyk. Okay, boys, nou iets vir julle. 'n Goeie keuse. Ek gaan nou net by julle aangaan. Ek is heavy, soos my brein, as ek iets dink, dan moet ek nou doen, anders vergeet ek dit. So as jou ma vir jou vra, lyk die jean goed aan my. Dit lyk choopstil, jy gaan sny die gras, jy kan doen enigiets, jy antwoord nie. Want dis 'n trick question. Want as jy sê nee, dan is daar 'n probleem. As jy sê ja, en iemand gee jou 'n slegte kompliment oor dit, dan is dit jou skuld. Is julle met my? So dis keer al dat ek eers geweet het ek het. So dis nou hoogste moment wat jy uitkom. Ja. So is maar keuses. Dan op die ouend van die dag, en as ek weer by julle. Nou het julle daar 'n hoop klere. Dan kom julle, gooi julle alles weer terug, en vat julle omtrent die eerste keer die een wat julle aangepas het. Maar wat ek nie verstaan nie is, hoe kan jy daai klere koop, en daarvan hou in die oomblik wat jy dit koop, 'n keuse maak, die is mooi, en dan die volgende dag is dit nie mooi genoeg nie, en dit is anders aan draai. Hou. Wat ek doen, ek vat net die goed wat bode. Dis nie maklik. Ek dink, wat van ons moet 'n bietjie even wees. Daar moet ons 'n bietjie meer moeite doen. En dit en dan moet jy dan net ook die goed wat boos vat. Dis reg.
Okay, keuses. So, ek het net nou gesê, ons sukkel om keuses te maak. Ek weet self nie eers wat ek so nog in die vleis is ek happy, en so 'n goeie keuse. Maar, volwasse mense maak ten minste op average 226 keuses per dag net oor kos. Ek meen, jy eet net 3 keer, of wat, ek 'n bietjie meer, maar so, jy eet net 3 keer, maar jy het 226 keuses wat jy maak vir net daai bietjie eet. Dis crazy. Want jy is soos, daar's keuses wat jou liggaam maak outomaties. Soos, baie keer ry ek, en dan soos kom ek oor die werk, en dan soos asof jy net gery het, dis soos pure natuur. Jy weet nie eers wat het jy gedoen nie, soos jy ry net, daar gaat jy. As jy by die werk is, dan soos, ok, ek sê so. Ek ken nou nie, soos jy staan op jy loop, dis keuses wat jy self maak. Nou, wat ek vir jou wil sê is, ek wil 'n bietjie aan identiteit omwerk. Is dit reg sê? I'm going to change my identity today. En, dit is ook nie 'n lekker ding nie, maar is 'n ding wat moet gebeur. Want ons het hierdie hele week / Sondag, het ons gehoor van awesome goeders van Jesus, geloof, skepingsdoel, om verhouding met God te hê, dis hoekom ons hier is. En ons het al hierdie goeders gehoor. Ek het nou dag toe weekend vir Steven Furtick. Yes, hulle sê ek lyk soos daai ou, maar ek lyk glad nie soos. Hou. Okay, wel, dan moet ek gaan vir goeders. Anyways, so ek het 'n conversation gesien waar hy met 'n vrou chat, 'n breindokter, en sy sê dit vat jou unconscious mind of jou conscious mind vat dit 63 dae om elke dag daagliks iets nuuts. As jy nou sê maar ek het julle nou gister vertel van geregtigheid dat jy reg is voor God en dat jy niks kan doen om dit te verdien nie, né? So met my. So jy moet sê maar jy het groot geword, jy moet alles reg doen, jy mag nie vloek nie, jy mag nie dit doen nie. As jy dit doen gaan jy hel toe. Sê maar jy is so groot geword vir jou hele lewe lank. En nou kom ek en ek deel met julle die waarheid. Dis awesome, maar oor 'n paar dae gaan jy weer half terug gaan in daai goed. En daai vrou sê dit vat jou brein 63 dae om konstant iets nuuts te hoor voordat dit in jou conscious is. So dis hoekom dit so moeilik is om iets nuuts te in jou in te kry. Sê dit met my. So as jy wil slim wees is, download hierdie livestreams en kyk hoe goed op. Kyk dit op totdat nie meer kan. Woe! Dis ook maar dors. Ek is dors. Julle wonder seker wat hier is, nee. Moet ek julle vertel? Ja. Dis 'n goeie keuse wat ek nou maak. Okay, so ek wil vir julle vertel van keuses en ek het gister ook al sit toe deel julle met my dat ek oor die verlore seun moet praat. Nou julle almal ken die verlore seun. Dis daai laaitjie. Hy kom oor sy pa, boer, lekker geld en alles, en hy sê vir sy pa, ek soek my erfborsie. Nou wat dit beteken is, hy sê eintlik vir sy pa, jy is eintlik dood, ek soek my goed. Sê jy weet my? Nou is daai 'n goeie keuse of 'n slegte keuse? Yes, maar dan so baie goed, want hy het dadelik baie goed van omruil in currency in. So is mos 'n goeie ding, ek meen nou is dit reg man, dis nie 'n goeie keuse nie. O. Ja. En hy gaan gebruik al daai geld wat hy het. Hulle sê die Bybel sê hy gaan dit is in Lukas 11. Dit is van 11 vers 15 af, ek sê seker maar. En hy gaan bly op 'n ver land, ver van sy plaas af, sy pa's plaas af, dis nie. Okay, so hy gaan bly op 'n ver land en hy hou parties. Wie like party? Kom aan, almal wie like nie party nie. Okay, so hier gaan hy ek was op vluggie. Ek nie kom ek sê sien jy, as ek iets dink moet ek dit sê. Ek moes sê ek is 4 jaar nou wat werksleier. En my eerste jaar het ek hier kom bly en hier gewerk met al die kampe en die goeders. En toe ek hier kom, was dit die eerste keer dat ek die woord hoor vluggie.
Al by ons het ek nog nooit die woord pluggie gehoor nie. So, toe hoor ek nou ek so 'n halfte pluggie, maar ek nie ek is 'n pluggie nie. Maar anyways, ja, kom ons gaan aan. So, toe het hy sy geld omskep, sy erfborsie omskep in geld en hy het al daai goed gebruik net op parties en aardse dinge. Sê ek ons aan my parties en aardse dinge? Is nie 'n goeie keuse nie. Ek wil nie, die wat ek vanoggend met julle wil deel is, ek wil nie hê condemnation voel nie. Dis ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Maar ek wil nie julle moet sleg voel oor wat ek sê nie, en ek wil hê julle moet die liefde in hierdie hele verhaal sien. Ek gaan nou oor die liefde deel kom. Want ons maak keuses, en dit is omdat ons nie ons identiteit ken. Ons is baie keer te bang om nee te sê, of nou klink ek soos die elbow on nie. Sê nee. Maar, dit is die waarheid. So, toe ek jonger was, as 'n girl van my gehou het, ons sê girls hou van ons? Okay? Ja, maar daai is presies wat ek oor wil praat. Dit is goed wat mens moet deel. So, in ons identiteit word ons nou groot en klomp goedjies en waarheid en leuns wat ons glo, en nou is daar 'n meisie of 'n ou wat nou van jou hou. En jy het nie die guts om te sê jy voel nie dieselfde nie. Wie het al so gevoel? Okay? So, as jy nie die guts het om dit te vertel nie, is dit 'n keuse wat jy moet maak, ja of nee? As jy vir die persoon die waarheid gaan vertel, is dit 'n goeie keuse, ja of nee? Nou, hoekom doen ons dit? Maar dis 'n klein storie, dis 'n klein dingetjie, maar dit is goed wat baie groter is wat gebeur. So nou, dit is 'n klein voorbeeld. So nou sê jy nee, jy sê niks nie. Jy kap net flou. Jy's happy, jy gaan aan, jy sê niks nie. Nie dan raak hierdie girl of die ou net meer verlief op jou. So dan, ek gaan die seer nie dan dalk erger wees nie. Ja. Yes, okay. Terug by die party. So, hy gaan party en al sy geld, chomme is daar as jy geld het. Nou, gelukkig het ek nog nooit geld gehad nie, so my chomme behoort reël te wees. Maar, so, sy geld raak op, en wat gebeur toe? Wie weet? Behalwe sy vriende, hulle sê nou nie van sy vriende nie, ek neem maar net aan. Want ek meen, hy het op parties om mense wees, maar sy geld raak op, en daar is 'n hongersnood. So die hongersnood begin, en hy trek toe so swaar, laat hy op 'n plaas gaan werk met varke. So hy werk daar op die plaas, hy bly daar tussen die varke en goeders. Dis 'n pa hy's 'n stewige man, hy het finansies, het alles. En nou werk hy daar op 'n plaas, hy is goed gesorg voor, hy was the man gewees. En een ding wat jy moet weet is, dit is die jongste seun. Nou gewoonlik die oudste seun is mos nou die man to be, right? So hy was die jongste, ek is ook die jongste seun. Ja. Ek gaan net nie, alhoewel sê ek iets wat om Jan altyd sê, dan gaan ek nie sê nie. En Jan is die oom wie ek daar half begin het. En hoe is nou dat jy ook weet. Okay, so hongersnood begin, en hy werk op die plaas, en hy raak so honger, laat hy van die varkens wil eet. Nou, wie was al in 'n varkhok? Yes, dit, kyk, ek het DDR-sinus, maar daai goed stink. Ja, misschien bagasie. Ek het na skool, laerskool, dis 'n plaaskool, het ek saam met juffrou na huis toe gaan, hulle loop op plaas, en langs hulle huis is varke, soos, daar's 300 varke, en dit stink. Anyways, ek gaan nou nie daar gaan nie. So, hy wil varkens het, en daar maak hy keuse, omdat die hele tyd is er nog slegte keuses. En hy besluit toe, wat vang hy met sy lewe aan? En baie van ons was ook al in daai oomblik van, wat vang jy met jou lewe aan? Die keuses wat ons gemaak het, en dit is net nonsens vol.
So, hy was baie mooi uitgespreek. So, wat ek vir julle wil sê is, dat terwyl jy slegte keuses maak, sê dit nie God gaan nie saam met jou gaan nie. En as reg as ek nou na 'n ander storieetjie spring terwyl ons met hierdie storie besig is. Ek moes 'n keuse maak, of kom ek begin so. Ek was in 'n privaat skool en ons boeke goeders werk, jy werk op jou eie pas. So, hoe vinniger jy klaar maak, hoe vinniger maak jy klaar. En my ouers het geskei toe ek graad 9 was, en ewe skielik is daar heavy goed wat nie moet daar wees nie, soos heavy emosionele goeders, en ek weet nie hoe om dit te doen nie, en ek gaan en druk al my emosies net in my werk in. En dan sal ek soos tot 10:00, 11:00 die aande huiswerk doen, net soos my skoolwerk nog, en toe op die einde toe dat 2 jaar te vroeg, dat ek klaar is. En nou kom ek in graad 11, en die mense begin vra, wat gaan jy na skool doen? Dit was nou huge keuse, wie het al dit vir jou gevra, wat gaan jy na skool doen? Nou kom ek sê vir julle eendag van hoe ek groot geword het. My pa het ons geleer, jy kan vir die Here werk, maak nie saak waar jy is nie, want hy het seer in sy lewe van iemand wat hy ken, wat sy is in bediening, maar hy sit nie by die huis en die hele dag niks doen nie, en sy familie ry na hom. So my pa het ons hierdie groot gemaak, soos ek net so dink daar's keuse van bediening nêrens nie. En so nek almal leer dit by my, ek moet 'n keuse maak, en dan gaan ek nog goed toe, en dese keuses wat jy ook kan maak, en ek gaan nog goed toe, ek sê, Here, kan ek programming doen? Dan sit ek op dit, en dan sê hy vir my, nee, okay, gaan ek aan. Ek like programming en nommers en goeders, so ek nader aan accounting, is en nee, nou gaan dit so aan, deur die jaar. En so kom het uit, ek het vakansies, vandat ek 10, 11 is, het ek op my Bella se plaas gaan werk, op 'n trekkery, trekker. En ek sê, ek en my Bella het gechat en ons besluit toe, nee, ons wil Amerika toe gaan, bietjie gaan geld maak, dollars, en net ons lewe vind, wie ons is vind. En ek sit op my bed, en ek sê, Here, okay, maar nou moet jy weet, ek is so tot hier, want die mense nek die hele tyd, en met alles wat al die voorstelle wat ek kom, sê God, nee. So ek is verby hierso, en ek sit op my bed, ek sê, Here, so dis die plan. Ek verduidelik van mooi my storieetjie, en hy sê vir my, nee. Yes, maar ek vlieg daar uit, ek bars in trane, ek skree, ek weet nie wat als nie, maar ek gaan nie baal, ek sê, Here, okay, nou maar wat moet ek dan doen? En hy sê, André, dink net mooi, wat is jou droom? En toe ek my oë toemaak, toe sien ek net so visioen, en ook met die deel is, dis actually 'n testimony van nou, en ek sien 'n visioen, waar ek met mense chat, en vir hulle vertel van verhouding met Jesus. En, ja, ek was die ou gewees, ja, dis nou die Here se voor, ek gaan nie die beplan nie. Ek was die ou gewees, toe ek hier begin het, dan moes ek foto's neem vir Facebook, dan kom ek hierso, dan staan ek hierso by die deur, net hierso, met my kamera van my foon, om die werk so kan kry, net van foto's neem. En, my ma kom daai aand by die huis, en sy sê, hoor hierso, wil jy nie saam met my na 'n selgroep toe gaan nie, dis die eerste keer wat sy gaan, en sy wil nie alleen gaan, so sê ek, Shap, hier gaan ons. En toe ek daar kom, roep een na my, hy sê, en ons gaan net nou oor hierdie chat met Gawas, jy moet super excited raak. En hy sê van André, kan ek vir jou woord gee? Ek sê, ja, hou voor het. En hy gee vir my woord hierdie. Hy gee vir my presies die woord wat ek in my visioen gesien het. Sien uit my raai aan. En daar het ek 'n keuse gemaak en ek het 'n besluit gemaak om te vertrou wat God sê. My omstandighede het glad nie gelyk as dit enigstens so is nie. Ek meen, ek is 'n plaaslaaitjie, ek is 'n plaaslaaitjie. Ek was in 'n laerskool van 80 kinders. Die privaatskool wat ek in was altyd saam 70 laerskool en hoërskool. So dis okay, whatever. So ek het besluit om daai keuse te maak om aan God se woord vas te hou. Mense het van my gekom en geneig en sê wat gaan jy doen? Ek het net tube stil gebly, aangekap en geweet die Here sal iets uitsorteer. Is julle met my? So
Nou is ons terug daar so by die partyman wat nou wil varkens eet. En hy maak die keuse op die ou end en hy sê, okay nee. Hy sal na sy pa se huis toe gaan en vir hom gaan sê, hy sal eerder 'n slaaf wees en daar so werk, want hy kan baie beter klere hê, baie beter kos hê, en die wat hy nou doen, hy wil varkens eet. Jy het al dit gehoor? En waarna ek toe wil kom is, om die keuse te maak van liefde. En hy kom daar, onthou sy pa, toe sy seun, toe die pa die seun sien, toe het sy pa vir hom gewag. Nou sy pa, wat se keuse het sy pa gemaak? Die keuse om te wag, né? Dit is 'n brilliant keuse. En die keuse wat hy gemaak het is, om elke liewe dag in liefde vir daai seun te wag. En sê, seun, wanneer kom jy? Ek mis jou, ek lief vir jou. En ek wil hê julle moet daai keuse begin maak. En alles, daai 32,000 of whatever keuses wat ons maak, wil ek hê die fondasie moet wees om keuse in liefde te maak. Skryf daar iewers, as jy papiertjie het, sê net liefdeskeuses. Dus ek het baie min tyd. Kortliks, ek gaan baie kortliks jou vanaf vir julle vertel. Ek het, toe ek nou hier so is die jare goed, ek het actually hier gebly het, dit was amazing hier so, ek het nou keuse gehad, om Jan kom na my toe, hy sê, hy is in Mosselbaai, ek het daar groot geword als, hy sê, ek nou kies, of ek wil hier bly met sy seun, en hier aangaan, of ek gaan Mosselbaai toe. En hier so het ek met die hengse keuses, want ek enjoy dit super erg hier so, ek het soveel goed geleer, en nou moet ek kies, wil ek hier so werk sterre dien, of daar so. En so, daai dag toe ek my bed gesit het, toe sê die Here vir my, jy weet mos, jy wil nie geld maak nie, en mooi wat jy wil doen, en toe het ek gedink, toe sien ek die visioen. En toe ek nou die keuse moet maak, weeg ek die goed op, en hierso was beloftes gewees van finansies. As ek hierso gebly is, daar baie finansies gewees het, en dis 'n groot ding, en baie mense worry oor dit, en toe weeg ek die goed so op, Johan het nog vir my gesê, vat 'n papiertjie, gaan weeg die goed op, en toe ek die finansies sien in die papiertjie van hierso, as gevolg van daai, kies ek toe Mosselbaai. En die Here sê vir my die volgende, hy sê, André, ek stres nie oor, want dit is 'n groot keuse, en die Here sê vir my, maak nie saak wat jy kies nie, dit nou mooi luister, maak nie saak wat jy kies nie, of jy die verkeerde keuse kies, dalk nie met die regte hart kies nie, ek gaan nog steeds die pad saam met jou journey. Hoor mooi, as jy 'n slegte keuse kies, God gaan nog steeds saam met die pad journey. Dit gaan dalk net 'n bietjie langer vat, of bietjie hiccups wees, maar ek gaan nog steeds saam met die journey. Sê ek gaan saam met die journey. It's about to get real. Ja. Jo, okay. Ek het nou so lekker gepraat. So, die pa kom daar, die seun kom daar aan en sy pa ontvang hom met liefde. Hy sê vir sy diensknegte, gaan haal die beste jas wat ons het, gaan haal die mooiste vetste lammetjie, ons gaan 'n party hou. Ons gaan 'n party hou. En wat ek julle by liefde wil uitkom, soveel mense sê vir jou, Jesus loves you. Jesus loves you. Wat is ons billboards van Jesus loves you? Maar, is ek en jy lief vir daai mense? En ek wil glad nie hem sleg voel nie. Ek wil net vir julle moet iets verstaan. Ek gaan gou, ek het nou nie die versie vir hulle gegee nie. Maar, julle het al gehoor, die Bybel sê, jy moet die naaste lief hê soos jouself. Nou, hoe gaan jy iemand anders kan lief hê as jy jouself kan lief hê nie? So, ek wil vandag, voordat ek aangaan, wil ek vir julle moet staan. As jy sê, André, ek wil daai identiteit issue van myself, dat ek die hele tyd worry van, yes, boys, ek gaan nou net hierdie girl kry, want ek wil vry, of ek wil net hierdie ou kry, want ek wil net 'n lekker jol hê. Is daai in liefde? Maak daai ou seer, ja of nee? So ek wil hê, jy moet, dink net so 'n bietjie van goeders wat jy graag sou wou verander, in jou identiteit, en
meer die kerkmense self dit 'n kruis maak. Maar ek wil nie dit moet 'n reël ding wees hoor. Dat alles wat jy doen, is dit goed of sleg vir die persoon. So daar waar jy staan, bid net saam met my. Dankie Jesus. Dat ek nou kan staan en my hele identiteit vir U kan gee. Here ek vra dat U nou kom, dat alles wat nie reg is nie, kom replace met U liefde. In Jesus naam. Amen. Terug aan sit. Julle self lekker aan die plek. Ek kom nie, ek nie eens tyd vir hierdie van my nie. Kan ek dit doen? Asseblief. Okay. So vinnig, hier's net gou 'n vinnige demonstrasie oor keuses. Ek soek 'n girl en 'n ou camper. Adidas, jy kan maar kom. Girl, camper. Ja, jy kan kom. En dan soek ek 'n leier. Eers op die voete. As jy kan, die naam is onder sy bo. Mahar. Jy kan maar kom. Dis 'n joke, die naam is onder sy bo, so so, staan by so. Wat is Adidas? Het julle maskers? Maskers? Hou, gas. So, wie weet wat die? Ek het vanoggend die streepers aan draai. Ek dink dit is 'n kwakkie. Kan jy dit maak? Ek kan glad nie dink nie. So, ja, kwakkie, so weer nou. Okay, so, ek wil net kom straight uit. Jy kan nie nou staan daar. So ek wil gou vir julle demonstreer hoe werk keuses en die konsekwensies. So julle gaan nou saam doen. Julle sal sien daar is 'n as jy hier kom en klaar daar gekies het, jy maak dit nie oop nie. So is 'n keuse wat hulle kan hê tussen goed, mynes. So begin jy, kies 'n nommer. Okay, wat kies jy? Ja, maar wat kies jy op nou? Kies jy eie. Okay? Nommer? 8. Okay? Wat is jy? Go. Okay? 3. Wat is jy? Go. Okay, so eerstens, waar is jou groepie? Kies jou een laat jy 'n groepie. Dante? Jy is mos die pastoor wat hier voorkom preek. Kom wat Dante en ek aan die kant. Okay, so wat ek gou vir julle wil verduidelik oor konsekwensies. Ons maak keuses in die lewe en dit beïnvloed ander mense. Is julle met my? My pa en my ma het geskei en dit het ons kinders beïnvloed. Maar die Here het gekom en hy het dit goed uitgedraai. Ek het by Jesus uitgekom as gevolg van dit. So die Here kan enigiets regmaak, maar ek wil net gou vir julle 'n bietjie verduidelik van konsekwensies. So jy het kouketjies, eier gekies. Die is die naaste ou op die kamp, lyk vir my. So hy het 'n eier en ek soek jou leier en ek soek jou leier ook. Wat sê jy? Hier kom. Dus ek het 'n lekker job vir julle. En dit is konsekwensies. So, hulle het nou keuse gemaak. Hulle twee soek die lekker goed vir hulle self. Hy vat die pyn. So, hulle twee kies die lekker goed. Okay, soos jy kook, bring maar jou kook. Maak oop, daar sal jy gekies het by die kook. Wat staan agter dit? Die leier kry die eier. Nou almal wat kook gekies het, se leier kry 'n eier om te drink. Rou. So, jy kry 'n eier rou om te drink. John Claude, jy beter om, ek weet nie wat nie vrou. Chocolate vat of wat ook al.
Okay. Verstaan julle die konsep van keuses? En slegte konsekwensies. Is julle reg? 3, 2, 1, go! Okay, ek het nou net besef, hy het nie as 'n goeie daad gedoen nie. Iemand drink 12 eiers net en dan gaan draf. Julle kan gesê baie dankie. Okay. Laaste ding. Ek gaan net gou vandag met julle. Ek gaan baie vandag. So ons het net nou gawens. Sê woep woep. Dit gaan super leuk wees. Die Heilige Gees werk al lank pad met my en ek stap al lank pad al saam met hom en goeters van identiteit en al dit. Ons nou 'n bietjie met identiteit gedeel. Ek nie baie tyd nie. So oor my tyd. En ek het altyd baie urge gehad om vir mense woord te gee, om te bedien, en vir mense te bid, vir siekes en sulke goeders. En nou die dag, toe besef ek daai ding van, daar's te veel billboards wat sê, Jesus is lief vir jou, as ons nie kan lief wees vir hom. Want, die mense weet, Jesus is lief vir jou, maar ons kom daar, sê, Jesus loves you, maar ek is nie lief vir hom nie. Ek dink hy's, wat ook al, maar ek is nie lief vir hom, en ek sê vir hom, Jesus loves you, nie worry, maar ek like jou nie. Dis basies wat ons doen. En daar's so stuk in die Bybel wat hy praat van, you can prophesy, but if you don't have love, it means nothing. Jy kan vir mense bid, maar as jy nie liefde het nie, beteken dit niks. Het iemand al daai vers gehoor? En God reveal daai aan my, en ek sê, Here, ek soek net die liefde. En toe besef ek, nou, as iemand iets gebreek het, sê maar iemand het 'n been gebreek. Nou bid ek nie meer vir jou omdat dit is, want ek meen, of iemand bid en hulle genees is super cool, hè? Of dit is super cool. So nou bid ek nie meer vir jou omdat dit 'n cool ding is nie. Ek bid vir jou want ek kry jou jammer want ek is lief vir jou. En ek gee nie vir jou woord omdat dit 'n cool ding is. Ek gee vir jou woord want ek is lief vir jou en ek wil hê jy moet ook wees. En dit is wat ek wil hê julle moet julle keuses inwerk, daai liefde. Want sodra jy die liefde in hierdie saak kan gebruik, gaan hulle Jesus sien. Dan hoef jy nie 'n billboard op te sit nie. Jy is Jesus vir hulle. En ek wil hê jy moet net toets dit. Stuur van 'n DM, sê jy nou met John, jy gaan werk nie, maar dit werk. Jy dink dalk, okay, ek kan nou nie net 'n girl kry, 'n one night stand of iets nie. Nou hoe anders kan ek 'n meisie kry? Hoe anders kan ek bingo? Trust my met hierdie. 'n Girl soek nie net 'n ou wat cool is nie. Hulle soek regte liefde. En alhoewel 'n regte liefde kan kry, is by Jesus en hulle kan dit deur jou sien, maar ek wil hê vir julle en vir julle moet dit nie by 'n ou of 'n girl soek nie. Kry dit eers by Jesus en dan kan julle, want 'n verhouding is nie gemaak om te gee, om te ontvang, is gemaak om te gee. En dis met liefde, en dis met alles wat ons hierdie week geleer het, dis nie net om te ontvang, dis om te gee. Is julle lekker? Is julle lekker?